julle, welkom by ons avontuur channel. Ek is Frik. En ek is Annelie. Ons is op pad nou na die Kalahari Farmstall campsite, daar by die Namibië en Suid-Afrika se grens. Dan gaan ons môre in Kalahari ingaan. Ja nee, ons ry nou hier van Mariental af. Ons gaan vir die volgende nog so 10 km wat ons gaan teerpad ry. En dan klim ons op die grondpad, klippad. So ons het nou gou 'n nuwe air gauge gekry vir die tyres. So ons is nou uitgesort vir hierdie volgende 4 ure se grondpad. Hierdie is nou die Kalahari. Dit lyk nogal mooi. Dit lyk nou weer anders as die ander landskappe in Namibië. So ons het toe afgeklim van die B1 om af te draai na Stampriet toe. En dit is daarom 'n teerpad. So dit is 52 km wat ons met teerpad ry, maar daarna gaan dit grondpad wees. Ja, so dit is 'n C20 as ek verkeerd het nie. En dis nou regtig maar 'n C-pad wat ons gewoonlik dink dis 'n grondpad en dis nou 'n teerpad. So lyk my daai argument wat ons gedink het as dit C-pad begin raak laat dit grondpaaie is ook nou nie meer geldig nie. So ja. Maar ons is baie bly vir die teerpad, hoor. Ja. Ons het nou net op die grondpad geklim. Ons het ons die tyres afgeblaas. So ons gaan nou seker vir 3 of seker 3,5 ure op die grondpad wees. Lekker 80 tot 100 km/h. Vinniger as 100 nie. Meer om nie stadiger as 80 nie, maar ja, dit is grondpad al die pad hier vanaf uit. Alright, so ons het toe nou 3 uur hier by die Kalahari Farmstall aangekom. En ja, so toe kom ons nou eers hier na die kantoortjie toe en check gou die hele plek uit en sien hoe lyk die campsites. En hulle sê toe vir ons maar hulle het 'n opsie om in een van die huisies te bly wat ons toe nou eers nou nie van geweet het nie. En ons sê toe vir die sussie, maar okay, wag, ons wil net gou na die grens toe gaan sodat ons taxi na Rou kry vir môre as ons nou oor die grens wil gaan. En ons kom toe nou daar by die grens aan en Maar ons moet eintlik vanaand hier by hierdie plek 2 aande slaap. ja, so ons moet nou vir 2 aande moet ons nou hier slaap vir vanaand en vir môre aand en dan moet ons nou môre oor die grens gaan Om in Kalahari in te gaan en dan moet ons weer terugkom en dan moet ons weer oor die grens ingaan. So ja, dis 'n bietjie van 'n rigmarol, alreeds hulle nie slaapplek het in die Kalahari nie. So ons gaan toe nou na die en ons het natuurlik vleis en hout en al daai lekker dinge wat hulle op die grens wil vat om vir hulle self te kos te maak en whatsoever. So ek is nou nie lus dat hulle al my vleis moet vat en alles daai nie, so ek wil so 'n bietjie beter voorbereid wees. En so ja, ons gaan toe nou grens toe en ons praat toe nou so 'n bietjie daar by hulle en hulle sê toe vir ons maar ons moet vir 2 aande bly in Kalahari, anders dan gaan ons nie oor die grens kan gaan Suid-Afrika se kant toe wat by 2 riviere is. Ja. So ja, so hulle sê ons kan nie net vir 1 aand slaap. So ons het nou vir oormôre oor 2 dae het ons slaapplek by 2 riviere. Maar hulle sê ek word nog 'n ekstra dag om ten minste 2 dae in die Kalahari te slaap. So nou gaan ons toe na die Sandpark se reception toe van Matamata, ja. En hulle sê toe vir my nee, maar hulle kan nou vir my 'n staanplek gee, maar dis nou hulle noem dit 'n emergency staanplek. Dis nou die reserve emergency. So in ander woorde wat dit beteken is as dan iemand anderste is wat in dieselfde
geval is waar ons is, dan moet ons staanplek met hulle deel. Want hulle is klaar vol geboek. Toe sê ek, ja, dis alright, dis 100%, dan eet ons maar net hulle vleis, jy weet, so, dis nou maar so. Maar in die case, so toe het ons dit nou klaar geboek en klaar gebespreek en alles, en ons vind die hele situasie, storie nou uit, hoe werk alles en whatever. Maar nou sit ons nou met die geval dat ons nou hier klaar betaal het vir kamp vir 2 aande. En ons kom toe nou maar terug hier na hierdie farmstal toe. En toe convert ons nou sommer ons kampstaanplek van 2 aande, convert ons toe nou vir 1 aand in die huisie. Wat ons oorspronklik nie van geweet het nie, en dit is ontsettend warm. So dis nou nie, hoeveel, 36 grade? 36 grade, maar daar's nie 'n wenkie nie, en dis, die klimaat is, ek weet nie, dis net iets anders, jy sweet jouself dood. So ja, dit is toe nou, toe sê ons al, dit gaan nou mooi werk, want daar's 'n aircon in. So ja, gaan jy verder? En toe het ons weer terug en toe gery, en toe in die huisie ingeklim, en toe het ons eers 'n middagslaapie gevat. Ja, toe vang ons 'n lekker middagslaapie. En nou gaan ons weer braai, ek het al die hout opgegooi. Ja. So, ons het 'n groot vuur, en ons sit lekker hier onder die afdakkie hier by die swembad, en geniet onsself. So, die sein is baie sleg. Ek het in my beste simkaart, maar nie as hy kry sein nie so nie. So, ons is 'n bietjie hier op hulle wifi. En ja, dan gaan ons net 'n bietjie, ons gaan ons steak eet, nee, ribboy. Ons gaan ribboy eet en ons gaan 'n bietjie vark choppies, nee, so nie vark nie, skaap rib. Gaan jy dit ribs eet? Ons gaan skaap ribs ook eet en skaap choppies. En braaibroodjies. En braaibroodjies. Ons gaan soos konings eet vanaand. Ja. Maar wag, wys hulle gou die view hierso. Dis ons. So ja, ons gaan seker hierdie video eers oor 2 dae kan post, want die sein is baie sleg, so wanneer julle dit sien, dan is dit 2 dae later. Ja, en daar is ons plekkie. Lekker. Goeiemôre julle, dis nou die oggend van die 17de. Ons het nou net oor die grens gekom hier by Matamata. So ons is nou in Galagari. Ons is nou in Galagari, ja. So ons is nou Ons is nou in die park en ons gaan nou gou soek vir daai leeu's en daai cheetahs en al daai goedjies. Met 'n skraper in die Galagari. Ons gaan nou gaan piknik hou hier so by die piknikplek. Ons gaan 'n koffietjie maak en ontbyt maak. Is nou 10:40. So ja, hier is die piknikplek. Dis 'n hele paar plekke en hy's nie omring met 'n heining nie, so as die leeu wil kom, dan kan hy ons kom eet. Ek skade jy ook. Ja, skade jy ook. En daar's amblisie ook as ons wil gaan badkamer toe gaan.
Hierdie willebees, blou willebees, kyk vir ons, hy wil nou saam ons eet. Oor al die voeltjies. Voor ons. Daar is die leeu. Dit is die enigste leeu wat ons... Ja, is lekker. Ons het die leeu gekry. Ons is hier by 1000 Hills. Nie eindelijk nie. 1000 Hills, ja. Op bijna. Botswana aan die ander kant. Dis aan die grens van Suid-Afrika se grens waar dit met Botswana smelt. Nee, smelt. Meng, selfde ding. Sê die boertjie. Kyk hier die meerkat. Hoe hoog staan hy op? Hallo meerkat. So, ons het so 3 aangekom en toe het ons eers net die daktent opgemaak en die middagslaapie gevat. Maar het was net so 3:30 want ek het nie geslaap, ek het geslaap want dit is te warm. En toe het ek vir gesê om te gaan swem, want dit is 'n swembad. Toe is net in en uit. Nou is maak ons 4. 4, lekker. En ons sou vanaand op 'n game drive gegaan. Ons het dit gesê vir hulle moet dit boek vir ons, maar hulle het nooit geboek nie. So nou moet ons 5 uur gaan hoor of ons kan vanaand gaan, want daar was nie meer plek nie. Daar was net plek vir een. So indien iemand gekancel het, dan kan ons nog gaan. Anders moet net een van ons op die game drive gaan. Andersins moet ons môreoggend gaan. Maar ons wou eers vanaand gaan en dan by 2 of 4 wil ons die oggend gaan. So ons sal nou maar sien, maar hopelik kan ons vanaand gaan. Okay, vanaand gaan ons ribeye eet en choppies en ribbietjies. So ja, en Frik is besig om my tent goed reg te sit, prys met hierdie lig. Hierdie awning se lig werk ook met 'n remote. Hy is baie impressed met dit. Wat is die remote? Hey, kyk hoe maak raak hy. Hallo? Kan jy byt? Nee, net as jy hom gaan pla. Maar hy pla dan vir ons. Kyk hoe cute lyk hy. Lyk of hy wil spring. Is dit dan meer kadielie? Ja, kankie. Ek gaan nou kyk in die boekie. Nee, die uit hy dinsdag, so dis 'n meerkat. En sy stad is op. Kyk, sy hardloop. Sy stad op. Is daai sy mannetjie? Wat gaan jy nou maar hier by my maak?
Hier staan hy. Gooi gou vir hom iets. Ah, lekker. Net dit. Nee. Okay, gaan na jou ma toe. Bye bye. Oh, Jan is rara. Jan is goed op brak. Nee man, wat is hy gaatjie? Dis waar ek loop. Hy eet iets, kyk al. O, hy eet seker wurmpies. Oh, weet jy wat doen hy? Hy eet die mure. Is dit? Ja, hy krap van die mure en eet